Wat 'n fantastiese tyd van aanbidding. As jy jou Bybel gebring het, Matteus hoofstuk 5. Kom ons lees Matteus 5 vers 6. Die Here Jesus wat praat en hy sê, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Toe ek hierdie liedjie hoor vanaand oor hungry, sê ek dankie Heilige Gees, dis 'n bevestiging. Daar was 'n paar dinge waaroor ek wou praat en ek hoor die Here se stem in my oor. Ek het so gebid vandag. Vra my kerk die vraag, hoe honger is jy? En julle was so mooi in die gees, baie dankie aan die aanbiddingspan, dit was beautiful gewees. My vraag vanaand is die Here se vraag aan elkeen van ons is, hoe honger is jy? Let op dat die koning van die kerk sê, salig is jy, die Engels sê, blessed. Amplified says fortunate. Gelukkig is jy, geseënd is jy, wanneer jy honger is vir die Here. Kom, ek gaan 'n paar gedagtes met jou deel wat die Here met my gepraat het. Sommer net in hierdie dag, ons het 'n groot, kom ek noem dit maar sagkens probleem, leemte onder Christen mense. En dit is dat Christene nie oor die algemeen meer honger is vir God nie. Kom ek vir jou sê, ek dank die Here vanaand vir elkeen van julle wat hier is, in die middel van die week, wat sê ek is honger vir die Here. Salig is jy. Kom help my preek, sê vir iemand nou by jou, salig is jy. Let op dat die Here Jesus sê, geseënd is jy, gelukkig is jy. Fortunate, blessed. Salig. Draai iemand anders toe en sê, geseënd is jy, man. Luister baie mooi wat ek hoor by die Here, daar's 'n probleem. Ek moet dit aanspreek net in 'n paar minute. Daai probleem is dalk nie by jou en dalk by die meeste van ons mense vanaand hier wat honger is nie. Ek sê weer baie dankie vir elkeen wat honger is. Let op, ek kan nie namens jou honger wees nie. Let op, ek kan nie namens jou eet nie. My vraag is, die Here se vraag is, hoe honger is jy? Kom ons net vir mekaar vanaand herinner, mense is honger vir baie dinge. Mense is honger vanaand vir sukses. Die wêreld oor die algemeen is so honger vir allerlei ambisie. Nie verkeerd nie. Maar hoe tragies is dit dat die kerk oor die algemeen hulle honger verloor het vir die Here en vir sy dinge. En ek wil hê jy moet eerlik wees. Lang voor jy hierdie woord hoor het ek hom gehoor. Ek was in die teenwoordigheid van die Here vandag. Hoe honger is jy, kind van die Here? Jy wat sê jy dien die Here, jy ken die Here. Hier's mense, pragtige seniors vanaand wat die Here ook baie jare dien. Deur God se genade dien ek die Here hierdie jaar met 'n passie, 30 jaar. Met 'n passie. Die beste lê nog voor. Hier's party mense hier wat die Here langer dien. Maar my vraag is nie hoe lank dien jy die Here nie. Ek hoor die Here se stem in my oor. Hoe honger is jy vir my? Jy weet, mense is honger vir kos, mense is honger vir allerlei dinge wat selfs mooi is. Ons almal is honger vir kos en is reg. Maar ons het vanaand nodig om te bid vir die breë kerk, om 'n honger te kry vir die Here. Amen. En vir sy dinge. Kom ek vra jou net 'n paar vrae wat ek glo op die hart van die Here is vir vanaand. Hoe honger is jy vir hom? Hoe honger is jy vir 'n ontmoeting met die Here vanaand? Hoe honger is jy dat hy vir jou 'n encounter,
'n ontmoeting sal gee. Ek gaan vir jou sê vanaand, ouens wat honger is, druk in en druk deur. Hulle het nie 'n saak wat ander dink of sê nie. Ouens wat honger is, bid wanneer ander slaap. Moet mooi luister, praat die Here vanaand. Ouens wat honger is, verslind die woord van die Here. Ouens wat honger is, kan nie wag om die Here te aanbid. Net daar waar jy is, by die huis of in die kar of by jou werksplek en in die kerk. Let op, dis een groot voorreg om die Here saam te aanbid as gemeente. Maar ons doen dit nie noodwendig elke dag nie. Dis 'n voorreg om vanaand saam dit te kan doen. Ouens wat honger is vir die Here, spandeer tyd in sy teenwoordigheid. En niemand hoef vir 'n honger persoon te sê, ag bid nou 'n bietjie. Niemand hoef vir 'n honger ou te sê, ag lees jou Bybel nou 'n bietjie nie. Jy weet, en dit is so relevant wat ek nou sê, want pastore moet mense aan mekaar aanmoedig om die goeie te doen, want jy wil die skapies voed en jy wil hulle beskerm en jy wil hulle lei en begelei. Ek sê daar's 'n probleem in die kerk. En ek hoor net by die koning van die kerk. Ek hoor by die Heilige Gees wat hy sê oor sy kerk. Ek sê ons het 'n probleem. Die probleem is dat die deursnee Christen nie honger is vir God nie. Dat daar kerke is wat sukkel om mense in die kerk te kry. Wat is die rede, vriende? Mense het hulle aptyt vir die Here verloor. Mense het hulle honger verloor vir die woord en vir gebed. En vandag bid ek en my gees roep uit en ek wil dit verder vat. My gees huil. Het jy geweet dat Jesus huil heel dikwels oor sy kerk? Het jy geweet dat die Heilige Gees huil heel dikwels oor sy mense? Geen wonder die Bybel sê, bedroef nie die Heilige Gees nie. Hy kan huil, hy kan hartseer word. Weet jy wat maak hom hartseer? Wanneer sy mense nie meer honger is vir hom nie. Ons kan dit terugbring na die Here se woorde in Openbaring. Hy sê, ek het hierdie een ding teen jou, dit is jy het jou eerste liefde verlaat. Weet jy wat is herlewing net in kort? Wanneer die kerk terugbeweeg na haar eerste liefde, naamlik Jesus Christus. Weet jy wat het ons nodig? Dat mense hardloop na Jesus toe en sê, Here, ons liefde vir U herstel. Bring weer 'n honger vir ons liefde vir U, 'n honger vir U. Herlewing as het ware in jou eie lewe, in 'n gemeente, in 'n omgewing, is wanneer daai eerste liefde vir God, daai eerste liefde vir Jesus, die koning van ons harte, die koning van ons kerk herstel word. Salig is jy, sê hy, geseënd is jy, gelukkig is jy, wanneer jy honger is vir my geregtigheid. Met ander woorde, om in verhouding met my te staan, om in verhouding met my te leef. Gelukkig is jy wanneer jy honger is om te bid. Weet jy wat is die probleem? Party ouens eet nie meer nie. In ander woorde, geestelike terme, party ons bid nie meer nie. Party ons spandeer nie meer tyd in die woord nie. Vriende, wat beteken dit anders as hulle het hulle geestelike honger verloor? Wat het die kerk nodig, meer as ooit van tevore? Herlewing. Hoe gaan die kerk by herlewing uitkom, wanneer die kerk weer honger raak vir die Here? Honger vir sy teenwoordigheid. Daarom is hierdie paar dae wat ons uitsit fenomenaal. Amen. En ek wil weer sê, vir die derde keer nou, dankie vir almal wat wel honger is vir die Here. As jy Henry Wilson enigstens ken, sal jy weet, dis 'n man wat 'n honger het vir God, soos wat jy dalk nie verstaan nie. Kan 'n honger iemand verteer? Dit voel baie keer so. Wanneer jy in sy teenwoordigheid is en die trane begin net loop, wanneer laas het jy net gehuil? Nie omdat jy behoefte het vir iets nie. Nie omdat jy siek is nie, luister gou mooi, nie omdat jy sekere gebedsversoek het, net omdat jy honger is vir die Here. Here, ek wil niks nou vra nie, ek wil net by U wees. Ek is net honger vir U. Gelukkig is jy, geseënd is jy, wanneer jy honger is vir my geregtigheid, sê die Here. Hy woord geregtigheid, om in die regte verhouding met my te staan. Dis wat dit beteken. Ons moet vanaand bid,
En ons moet hierdie probleem aanspreek. Ons kan die Here vra, maar let op, hy gee vir ons die gesag. En ons moet kom teen elke gees van ongehoorsaamheid. Kan jy amen sê? Ons moet kom teen elke gees wat mense se honger probeer teestaan. Ek herhaal, mense is vanaand op baie plekke omdat hulle honger is ek reg? Kom nou, praat met my, is ek reg? Mense is by 'n restaurant omdat hulle honger is, en dis reg. Mense is vanaand by allerlei funksies omdat hulle honger is vir 'n partytjie of honger vir sukses of kleer dit maar in, honger vir erkenning, honger vir liefde. Daar's ons wat vanaand plekke besoek want hy het 'n hinkering na liefde. Hy's honger vir liefde. En hulle besoek selfs verkeerde plek. Die Christen, die volgeling van Jesus is veronderstel om honger te wees vir hom. Maar ek sê, daar's 'n probleem. En dit sê ek in liefde. Baie het hulle honger verloor. Baie het hulle eerste liefde verloor. En ek wil bid vanaand dat jy wat hier is, almal wat nou na my luister, dat die Here jou sal doop, dis reg, hoor wat ek sê, jou sal doop met 'n heilige honger. Ek wil vanaand die Here vertrou, dat 'n gees van honger oor ons mense losgemaak sal word, dat jy sal huil vir tye in sy teenwoordigheid, dat jy sal skree, uitroep na God, daai lewende waters met wie jy van uit jou binneste begin voel. Het jy al iemand gesien wat honger is vir die Here? Tyd is geen probleem nie. Het jy al gesien iemand wat honger is? Hy het of sy nie 'n saak wat ander van hom dink of sê, maar 'n ou wat nie honger is nie, hy's altyd haastig. Hy kyk rond in 'n erediens vir ander. Terwyl ons aanbid, dan kyk 'n ou rond. Anderswoorde, sy hart is nie eens by die Here nie. Geseënd is jy, sê die Here Jesus, wanneer jy vir my honger is. Wanneer jy honger en dors na my geregtigheid, my dinge. En vanaand is my gebed, en ek wil jou vra om saam met my te bid, nie net vir ons gemeente nie, maar vir die kerk van die Here. Here, bring 'n heilige honger. Here, bring weer 'n honger in ons harte vir u teenwoordigheid. Mense is honger vir baie dinge. Hulle spandeer tyd met soveel dinge, wat nie altyd, selfs die Here se goedkeuring wegdra. Let op, as ons kan honger kom, honger word vir die Here, soos nog nooit van tevore, gaan almal van ons mense begin bid soos nog nooit van tevore. Gaan ons mense, luister mooi, na die kerk toe stroom, as ek reg, soos nog nooit van tevore. Ek vra, wat is die probleem dat mense so laks geraak? Ek dank die Here vir ons gemeente wat aan die brand is, sê amen. Soveel kerke wat nie eens meer Pinksterdienste hou nie, glo my. Ons het herlewing nodig in Suid-Afrika. Jy vra, pastoor, waarvoor moet ons bid? Ek sê, gee vir jou 'n sleutel vir honger. Reg deur die Bybel lees ek hoe manne en vroue honger was vir die Here. Weet jy wat, waar hulle alles ingesit het. Tyd was nie 'n probleem nie. Hulle was nie eens bang om te sterf vir die Here. Ek meen, as jy die apostels se stories lees in Handelinge, lees gerus Handelinge deur in hierdie tyd. Hulle was nie bang om dood te gaan nie. Inteendeel, almal van hulle was gemartel vir die Here. Hulle was nie bang om in die tronk gegooi te word nie. Hulle het getuig oor Jesus. Hulle het gepreek. Hulle het die kerk geleer. Hulle het gevloei in die krag van die Here. Daar was 'n honger in hulle wat hulle verteer het. En hulle het nie 'n saak gehad met die wat nie daarvan gehou het nie. Ek sê nou die dag vir iemand, kan jy dink as party kerkrade kan begin bid soos wat hulle vergaderings het? Ekskuus. Kan jy dink as party mense, kom maar maak dit persoonlik in jou eie lewe, as jy kan begin bid soos wat jy TV kyk? Niemand veroordeel jou nie. Ek bring 'n woord uit sy hart uit vir jou. Kyk TV, maar doen dit net selektief. Amen. Ek meen, laat die Here eerste kom. Jy kan eerlik wees in jou daaglikse lewe. Jy weet hoe lyk jou roetine. En dan vra jy af, hoeveel tyd spandeer jy aan die Here? Hoeveel tyd gee jy vir die Here in gebed en met sy woord en aanbid jy hom? En hoeveel tyd spandeer jy met ander dinge? Die vraag hier is, hoe honger is jy? En ek glo dat die Here my gaan gebruik vanaand om baie mense honger te maak.
Ek wil ook sê, jy kan nie iemand honger maak as jy self nie honger is. Het jy iemand al honger gemaak deur iets baie lekkers voor te bring? Hulle sit hier, follow my eyes. Ek bedoel ouens wat lekker kos kan maak. Dan maak hulle jou lus. Wanneer laas het jy iemand lus gemaak om na die Here te dien? Jy sien? Kom ons wees net eerlik vanaand. Kom ons doen ons nie voor wat ons nie is nie. Ek sê die kerk het vanaand 'n leemte. Ek het 'n passie vir die kerk. Ek help jou vanaand. Daai leemte is, baie mense het hulle aptyt verloor. Weet jy wat is een van die tekens wanneer iemand regtig siek is? En ons bedien siekes aan mekaar. Daai persoon verloor sy aptyt. Kan ek jou reguit sê, kan ek vir die woord uit sy hart uit vir jou bring? Baie Christene is siek vanaand. En baie het nie die guts om dit te sê soos dit is nie, want jy weet as jy vermaan of as jy in liefde iets aanspreek, dan oordeel jy mos. Niemand oordeel jy nie. Ons wil net hê jy moet honger raak vir die Here. Sê amen. As jy nie meer geestelik eet nie, luister mooi, is jy geestelik siek. Sê ek dit reg? Praat ek die waarheid? Net die waarheid gaan mense vrymaak. Die ou wat geestelik honger is en aan die brand is, wat doen hy? Hy eet. En jy hoef nie eens om te sê, ag, eet nog 'n bietjie nie. Ja, hy vat sommer nog 'n helpie. Hier's van julle sulke geestelike vrate, hulle sit hierso. In die mooi sin van dit. Niemand hoef jou te sê, ag, eet nou nog 'n bietjie nie. Wat is een van die ander tekens ook? Selfde teken. Wat gebeur wanneer 'n persoon besig is om te sterwe? Weet nie of jy al by sterfbeddens was nie. Sê vir my, wat is die eerste ding wat gebeur? 'n Persoon verloor sy aptyt. Hy eet nie meer, hier sit susters. Sukkel om die pasiënt ietsie in te gee, wil nie meer eet nie, wil nie meer leef nie en so voort. Kom ons vra die vraag eerlik. Is ons honger genoeg vir Jesus? Hoor julle my almal duidelik? Is ons honger genoeg vir die Heilige Gees vanaand? Kan ek jou so vra, is jy op 'n plek waar jy honger genoeg is? As ek nou 'n paar ouens onder die salwing moet uitlig hier wat ek dink as pastoor baie honger is, dan wil ek dadelik vir jou sê, vat dit van my af. Daar's plek nog vir groot verbetering by jou honger. As jy dink jy's baie honger, dit sê ek vir myself ook, daar's plek vir groot verbetering. Ek bid dat daar 'n salwing vir honger op jou sal kom soos nog nooit nie, dat jy geestelik sal begin eet. Kom nou, geniet jy die woord van die Here. Salig, geseën, gelukkig is jy wanneer jy honger is. Let op, die koning van die kerk praat hierdie woord. Jy kan dit nou omdraai. Nie geseënd, nie gelukkig is jy as jy nie honger is vir my nie. En dis vir my kommerwekkend as 'n stem in die kerk van die Here, as iemand wat 'n passie het vir God se mense en sy kerk, dat soveel net nie meer honger is nie, dat soveel net nie meer 'n aptyt het vir sy dinge en sy kerk en sy woord ensovoorts nie. As jy lees oor hoe mense honger was in die Bybel, ek dink aan ou soos Dawid wat hierdie verskriklike honger in sy hart gehad. Ek meen op 'n stadium skryf hy soos wat 'n hert smag na waterstrome, kom nou, so smag my siel na U. Daai ou was so honger vir die Here. Kan jy net dink hy sit hier by 'n stroompie. Hy's 'n skaapwagter en hy praat met die Here en hy sien hoe lekker drink hierdie bok. Sy's so dors. O Here, ek is so dors vir U. Vriende, as ons die heilige honger terugkry in die kerk, gaan herlewing kom met 'n krag soos wat ons dit nog nooit gesien het. Mense sal bid. Mense sal kerk toe kom omdat daar in hulle 'n geweldige honger is. My vraag is net, wat moet eers gebeur voor jy honger vir God gaan? Sê vir my, wat moet eers gebeur in jou lewe? Wat moet eers toegelaat word in jou voordat jy 'n aptyt gaan kry vir die Here? Ek kry soveel ouens in my spreekkamer, dan gaan hulle deur krisisse, dan maak hulle skielik beloftes en sê, o pastoor, Here weet, nou gaan ek vir hom werk. En sien ek hierdie ou sommer emosioneel, want hy soek nou net 'n woord. Hy gaan deur 'n krisis. Hy begin sommer beloftes maak. Nee, nou gaan ek gee. Kyk hom so aan. En dan moet ek eers vir my prediker 5 lering gee. Dit is beter dat jy nie beloof nie as dat jy beloof en dit nie nakom nie. Jy sien ouens wat emosioneel is, wat
desperaat is, dat die Here hom moet verlos uit sy omstandigheid. Hy begin sommer beloftes maak. En is goed as jy 'n belofte kan maak, jy moet dit net nakom. Wat moet eers gebeur in baie ouens se lewens voor hulle gaan honger raak vir die Here? Dink bietjie daaroor. Gaan mediteer bietjie daaroor. Terwyl ons 'n liefde moet hê vir die Here, nie net vir wat hy vir ons doen nie, net omdat hy God is. Amen. Klink dit mooi? Net omdat hy ons Here en Koning is en het ons gered uit genade. Hy kom sê bietjie amen. Ons is lief vir hom nie net omdat hy iets vir ons doen nie, ons is lief vir hom omdat hy God is. Amen. Salig is jy, geseënd is jy, gelukkig is jy wanneer jy honger is vir my. Om te sê jy is honger vir die Here beteken dat jy vir sy dinge, sy teenwoordigheid, sy krag, sy salwing, dis Pinkster, sy stem. Kom ek vra jou so, hoe honger is jy om die stem van die Here te hoor? Iemand wat honger is in daardie terme, gaan alles in sy vermoë doen. Hy gaan bid, hy gaan lees. Ek sien wanneer mense geestelike boeke lees, dit sê vir my iets van hulle honger. Jy gaan uiteindelik gevorm word deur dit wat jy lees, vriend. Kom ek vra gou vir jou, wat se boek is jy nou mee besig? Wat lees jy nou? Iets waaroor jy kan dink. Die vraag is, hoe honger is jy? Sê vir my, jy is gewoond op 'n sekere manier dinge te doen, dalk in jou gebedslewe. Miskien om na 'n nuwe vlak van honger te gaan. Die Heilige Gees vertrou vir so ietsie anders doen. Amen. Ons kan so maklik in 'n groef verval. En miskien moet ons net vir die Heilige Gees vanaand vra, leer ons om honger te raak, Here. Dis mooi. Heilige Gees, U weet die beste. Dis Pinkster. Amen. Heilige Gees, maak my honger. Hoe gaan jy honger word? Kom ek gee vir jou 'n revelasie. Mense vra pastoor Henry, hoe word 'n mens honger? Luister mooi. Jy word honger wanneer jy begin eet. Terug na die pasiënt toe. Aan mekaar is ons in hospitale by mense. Wat gebeur wanneer hy weer begin eet, dan kry sy kragte terug en hy word sterker en hy word of sy word gesond. En sodra die persoon begin 'n lekker kossies weer proef, ek is honger. Jy begin net met so ietsie. Want as jy vir 'n paar dae net jelly eet, die Here help jou. Verstaan? Sodra jy weer ietsie lekkers proef, wat gebeur? Jou aptyt kom terug. Jy vra vir my, hoe word jy honger? Ek gee vir jou 'n sleutel vanaand. Die Here sê vir jou, begin geestelik eet. Dit beteken begin bid. En dan gaan die Here met jou kan werk. Begin tyd met sy woord spandeer. Begin om die Here te aanbid by jou huis. Leer om die Here te prys en te loof sommer in die kar, man. Jy's van julle, jy ry en jy spandeer baie tyd in die kar. Jy het tyd wat jy met die Here kan spandeer. Hoe kry jy daai honger? Deurdat jy begin eet. Salig is jy as jy honger en dors na my. Is eintlik 'n paradoks, want hoe meer hy ons vul, hoe meer honger word ons. Hoor jy wat ek sê? Hoe meer hy jou vol maak, hy sê, jy sal volgemaak, hy sê, hy sal versadig word, maar ek sê, Here, ek is vir baie jare baie honger. Glo my as ek met jou oor hierdie tema praat. Ek is so honger vir die Here. Hoe meer ek eet, hoe meer word ek honger, hoe meer hy my vul en versadig, hoe meer honger word ek. En dit lyk vir my it's an ongoing thing. Prys die Here. Sê vir iemand naby jou, mag jy ook baie honger word vir die Here. Hoe honger is jy vir 'n ontmoeting met God? Sê vir my, vriende, hoe honger is jy dat die Here jou sal aanraak vanaand? Sê vir my, wat is jy bereid om te gee in konteks van 'n prys te betaal vir 'n ontmoeting met God? Ek wil vir elke leier en pastore wat nou ook na my luister, vir jou vra, wat is jy bereid om te gee? Wat se prys is jy bereid om te betaal dat die Here jou sal aanraak, dat hy vir jou encounter sal gee? Hoe bid ek dat die kerk gevul sal word met honger? Want dan gaan ons herlewing daarom sien, soos nog nooit nie. Jy weet, as ons op 'n plek kan kom, waar al ons mense honger is vir die Here, gaan ons nooit eers hoef te vra vir iemand, hoor hierso, kom nou bietjie weer, gee nou weer bietjie, doen nou dit. Nee, ou wat honger is, jy hoef nie vir iemand te vra nie. Sy hand is oop, kom nou, sy hart is oop, hy wil bid.
Amen. Hy wil betrokke wees, hy wil gee, hy wil siele wen, ensovoorts. Ons is in Pinkster. Die hele doel dat jy aangeraak word met krag is dat jy kan getuig. En die vraag vra ek oor en oor. Ek kan jou vanaand weer vra, laas het jy met iemand oor die Here gepraat? Wat help het, jy word aangedoen met krag en jy word vol en vol en vol, maar jy deel dit nooit uit nie. Hoe honger is jy om siele te wen? Sien, ons kan ons lysie maak. Hoe honger is jy wanneer dit kom by voorbidding om in te tree vir mense? Hoe honger is jy om iets te beteken vir die Here? Hoe honger is jy dat die Here jou huis besoek met sy heerlikheid? Ek vra jou, hoe honger is jy? Hoe graag wil jy dit hê? En dan sê ek vir jou in liefde, die meeste ouens is nie honger nie. Party ons is tevrede met maar net nog 'n ietsie. Jy weet. Preek 'n bietjie. Sing 'n liedjie. Gee 'n bietjie. So tevrede met dit. Ek sluit af. Hoor wat sê die psalmdigter is so mooi in Psalm 34 vers 9, ek hou van die Engels, hy sê, taste and see that the Lord is good. Kyk net daar. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in him. Die Afrikaans sê, smaak en sien dat die Here goed is. My gebed vir jou vanaand is dat jy sal proe hoe goed is die Here. Dat jy kom nou sy teenwoordigheid sal smaak. Sê amen. Amen. Dat jy weer 'n wonderlike tye in die Here sal beleef. Dat jy sal begin eet. Dat jy honger sal raak vir hom. Honger vir 'n encounter met hom. Honger vir sy stem. Honger vir die woord van die Here. Honger vir gebed. Ek kan nie namens jou eet nie. Jy sal moet begin eet. Hoe gaan jy honger word? Jy moet begin eet. Yes, amen. Taste and see that the Lord is good. Baie ons gebruik skrif en hulle gebruik klisjées, maar ek kan vir jou nou sê, party beleef nie veel nie. Dis wanneer mense religious raak. Hulle wil vir jou vertel van al die jare en, maar vanaand op 'n plek, geen honger nie, geen ontmoeting nie, geen belewenis met die Here nie. Dit help nie, ons sê vir mekaar, ons praat soveel jare in tale, maar ons geen krag van ons mense nie, van ons mense getuig nie. Dit sê vir my, hulle het hulle aptyt verloor. Hoe honger is jy? So jy gaan vanaand bietjie moet proe. Wanneer jy iets lekkers geproe het, dan kan jy praat daarvan. Wanneer iemand die teenwoordigheid van die Here gesmaak het, luister mooi, hulle wat gisterand so 'n encounter met die Here gehad het, hulle kan almal kom getuig vanaand en sê, ek het geproe hoe is die salwing, ek het geproe hoe is die teenwoordigheid, dis goed, die Here is goed. Jy kan nie praat van iets wat jy nie geproe het nie. Jy kan nie vir iemand sê, hey, amper sê koffie, maar koffie is mos nie lekker. Wie hou van koffie, kan ek sê? Koffiepotte. Jy kan tog nie vir iemand iets sê wat jy nie geproe het nie. Jy kan tog nie vir iemand sê, man, dis nie lekker, maar jy het dit nog nooit geproe nie. En dis wat party ons doen. Ons wat tradisioneel is vasgevang in hulle ou programmetjies. Ek sê dit in liefde, godsdienstig. Wanneer laas het jy geproe dat sy teenwoordigheid 'n werklikheid is? Wanneer laas het jy 'n aanraking van die lewende God gehad? Wanneer laas het jy sy stem gehoor? Wanneer laas het hy vir jou openbaring? En dan kry jy mense gee opinies en hulle wil praat oor iets wat hulle niks van weet nie, want hulle het dit nog nooit geproe of beleef. Dis soos mense wat teen Pinkster praat, né? Mense wat teen die krag van die Here praat, mense wat teen manifestasies praat. Jy kry selfs sulke leiers, hoe dom kan jy wees en asemhaal. Liewe vriend, as jy goed te kritiseer, sal jy nooit daarin vloei nie.
En so goed jy kritiseer kragbediening, jy sal nooit daarin vloei nie. Dit wat jy kritiseer, gaan nooit realiseer in jou lewe nie. Mense wat tale en hemelse tale kritiseer, maar jy het nog nooit geproe nie. Hoe praat jy van iets wat jy nie gesmaak het nie? Jy wat is die probleem? Mense het hulle tyd verloor. Maar wanneer jy daai koffie geproe het, jy koffie drink, daai cappuccino, daai chocolate koek, amen. Kyk nou van die dames, hulle oop links om en nou. Daai lekker steak, daai koek, ons is toch so honger vir kos, kom nou ons almal. Dis hoekom baie min ouens vas. Luister wat ek jou vanaand sê, laat my toe om in jou lewe te praat, jy het jou honger verloor, jy het jou aptyt verloor. Iemand wat honger is vir God, weet jy wat, hy sit maklik kos een kant, want Here, iets belangriker as kos. Dis 'n groot challenge vir pastore deesdae, om mense net aan die bid te kry. Ek het so 'n passie vir pastore, ek bid so vir ander pastore en predikante, ouens wat sukkel om mense net aan die gang te kry. Wat is die probleem? Hulle het hulle honger verloor. Ouens sit liewers by die huis, ekskuus, of bly in die bed want is 'n bietjie koel, as om in die kerk te wees. O Here, herstel die kerk se honger. O Here, bring die Heilige Gees honger in ons harte. Jy gaan niemand lus maak as jy nie self honger is nie, glo my. Aanbidding, gebed, die manier hoe jy die Here dien, kan aansteeklik wees. As jy nie honger is nie, gaan mense dit ook beleef by jou. Ek bid dat hierdie gemeente nooit haar honger sal verloor nie. Kan jy amen skree? Sê vir iemand naby jou, mag jy nooit jou optyd vir die Here verloor nie, nooit. Jy sê jy is honger, jy kan hongerder. Amen. Jy sê jy bid, jy kan nog meer bid. Hoe was die aanbidding vanaand vir julle? Was dit 'n stukkie hemel vir jou ook? Was vir my. Jy sien, praat met 'n aanbidder, 'n worshipper. Woe, dit was wonderlik. Kry jy ander ou, nee, so. Weet jy wat jou probleem? Jy het nie honger vir God nie. Mag die Here ons help dat ons ander goed 'n bietjie eenkant sit. En ek weet, wat ek nou sê, is dalk nie so gewild by jou nie, want dit gaan jou vlees begin klam manifesteer. As jy dink aan gebed en vas, en ek praat nie net van kos vas nie, maar wat van TV vas? Wat van om ander goed bietjie eenkant toe te sê, en sê ek gaan die Here soek soos nog nooit. Mag hy my huis vul met 'n gees van honger. Mag jy op jou bed lê en mag die heerlikheid van die Here, sê vir my, het jy dit al ooit beleef? Hoe kan jy opinie lig oor iets wat jy nie gesmaak het nie? Jy verstaan my punt? Wat doen mense aan mekaar? Hulle kritiseer die kerk en predikers en manne van God wat belewennisse en ervarings het. Dit is baie gevaarlik. Dawid is so honger vir die Here. Hy het nie 'n saak wat mense dink of sê, nie eers wat sy eie vrou, sy was die klitskwyt. Die Bybel sê hy dans met alle mag voor die Here. En die Bybel sê sy eie vrou het hom verag. En omdat sy dit gedoen het, weet jy wat, toe bring sy 'n vloek oor haarself. Ek hoef met niemand te beklei vanaand wat nie die Here dien soos hulle moet nie. Ek wil net in liefde hulle help. Amen. Hulle wat krities is, en hulle wat lelike goede te sê oor ons of die kerk, of kinders van die Here wat honger is, luister, die Here sal self met hulle deel. Ek hoef nie, die Here deel met al my vyande. Mag daar 'n honger in jou kom, dat jy sal bid en aanbid. En net so 'n bietjie van ander en ook van jouself vergeet, en net sê, Here, skep 'n honger in my.
En jy kan eerlik wees, kom nou, jy kan tog nie vir die Here lieg nie. Jy weet tog presies hoe gaan dit met jou geestelik. Jy sal weet hoe bid jy sal weet hoe spandeer jy tyd met die woord, jy sal weet hoe spandeer jy tyd om jouself geestelik ook te verryk en te stimuleer. Iemand wat honger is, weet jy wat spaar nie is geld nie. Hulle ry, hulle kom kerk toe, hulle lees, luister vir my, hulle woon goed by, daar's 'n aptyt in hulle. Dink, daar's soveel meer. Amen. Is jy reg om te bid? Kan ons die Here vertrou vanaand dat hy 'n honger sal bring in almal van ons. En ons wat sê ons is honger, dat hy nog 'n groter honger sal bring. Mag jy smaak en sien dat die Here goed is. Prys die Here, nie honger vir kos nie. Want ook ek hoef nie eens vir jou te preek oor dit, jy is lankal honger vir dit. Het jy agtergekom, niemand hoef jou te vra, ek word nou 'n bietjie honger vir hierdie lekker chocolate nie. Nee. Niemand hoef jou te sê, ag, eet nog so 'n bietjie nie. Nee, ons probeer jy's minder eet. Maar wat van die Here? Wat van ons geestelike honger? Joh, mense, kan jy hoor hoe praat die Here vanaand in hierdie plek? Salig is jy wat honger is. Ek wil afsluit net met hierdie ding. Jy weet, as die Here vanaand moet terugkom, ekskuus, kan ek jou net challenge? As die Here vanaand moet terugkom of jy moet vanaand sterwe, gaan hy jou honger vind vir hom. Hoe honger is jy, hoor ek sy stem? Dink bietjie aan wat ek sê. Hy sê, ja, pastoor, ek is gereed. Ek het nie dit gevra. Gaan hy jou honger vind? Want hy het gesê, salig as jy honger is. Ons het nodig dat die kerk weer aan die brand raak vir die Here. Jy het party ons skroom nie om lang ure te werk en jy moet nie my verkeerd verstaan, jy moet hoor hoe praat die Here teen. Almal moet werk en jy moet hard werk, maar party ons skuil agter baie dinge, maar hy kan nie 'n paar minute in die kerk spandeer of in gebed nie, maar hy het tyd vir baie ander dinge. Dis al niks om 'n movie te gaan kyk van 2 ure nie. Maar yes, 2 ure in die kerk, is dit nou nodig dat jy dit so lank kan? Vriend, jou probleem is, jy het nie 'n honger vir God nie. Dink mooi wat ek sê. As daar 'n honger in jou gaan kom, gaan jy nie kan wag om met die Here tyd te spandeer. En dan gaan jy 'n dader van die woord wees, want jy gaan getuig. Prys die Here. Jy gaan bid vir ander. Amen. Kom ons staan voor die Here. Kom ons bid. Kom lig Johannes saam met my vir 'n oomblik. En dan bid jy saam met my, kom speel vir my saggies. Maak dit nou net jou gebed vanaand saam met my. Here, vul my met 'n heilige honger. Ag kom, jy kan niks wegsteek vir die Here nie. Jy weet presies hoe gaan dit met jou. Here, vul my met 'n honger vir U. Ek wil jou hoor, jy is te stil, lig jou stem. Kan ek hoor hoe's die honger in party ons harte? Kan ek hoor hoe kom die honger uit? Come on, kan ek hoor waar's die honger? Jesus, ons honger. Come on. Van U, Here. Is van julle jy huil, want is die honger binne in jou wat huil? Is van julle jy moet so 'n bietjie roep na die Here, want daai honger wil uitroep na die Here. Daai honger roep uit na God. Van U, Here Jesus. Ons soek na U. Miskien moet ons almal bely en sê, vergewe ons Here, waar ons nie altyd so honger was vir U nie. Vergewe ons Here, en vergewe die kerk waar sy al tyd verloor het vir U en U teenwoordigheid. Vergewe ons Here. Kom en wek 'n honger in ons op. Here, ons wil geestelik eet. Ons wil meer honger raak vir U, Here. Ons wil honger raak vir U teenwoordigheid soos nog nooit. Ons wil honger raak vir aandoening van krag, Here, soos nog
Come on, lift your voice. Come on, laat die honger uit jou kom. Come on. Soek na meer van die Here. Hoe honger is jy? Of is jy tevrede met jouself? Jesus. Is jy regtig tevrede met jouself? Glory, more of you, Holy Spirit. We need a breakthrough. We need revival. We need a holy hunger for God. We need a holy hunger for His presence. We need a holy hunger for the glory of God. For an encounter with the living God. A hunger for your voice. More of you, Lord. More of you, Lord. Jy kan nooit tevrede wees met dit hoe vanaand met jou gaan nie. Daai honger moet uit jou uitskree en sê, Here, raak my weer aan. Kom en staan stil by ons vanaand, Here. Come on, ek wag vir jou. Ek wil hoor hoe jy sê, Here, ek is honger vir U. Skep in my 'n honger, Here. Meer van U, Here. 'n heilige honger. Here, vir U werk, Here. 'n Honger vir U, o Heilige Gees. 'n Honger na U salwing. 'n Honger na U teenwoordigheid. 'n Honger om die Here te aanbid. Woe! 'n Honger om met die Here tyd te spandeer. Honger om U te sien. O Here, herstel die eerste liefde in ons harte. Bring die kerk weer terug na eerste liefde, Jesus Christus. Halleluja! Ek soek 'n paar ouens. Ek sien hulle, jy so honger vir die Here. Kom aan. Dit voel vir jou, dit verteer jou. Kom staan hier by my. Gou, kom. Kom, ek soek ouens wat honger is vir die Here. Honger vir die Here, honger vir God. Ons begin dat die Here roep. Kom aan. We need revival. More of you, Lord. Oh, Jesus, help us. Oh, Lord, have mercy on us. Kom aan, ek nooi jou. Kom, almal wat honger is. Kom, stap voor. Kom. Nou lig jou hande, lig jou stem. Kom aan. Ek soek jou as wat honger is. Kom. Oh, hallelujah. Lig jou stem. Ek soek meer mense hier voor. Ek soek die ouens wat honger is vir die Here. Jy gaan nooit iets kan doen vir die Here as daar nie eers 'n honger in jou is. Honger vir God. Hunger for you, oh God. Kom aan, lig jou stem. Kom ons roep uit na die honger. Kom ons roep uit. Kom aan. Daar's 'n man wat honger is. Kyk net daar. Daar's 'n ou wat honger is vir die Here. Come on, lift your voice. Woo! Blessed, fortunate, happy are you when you are hungry for me and my righteousness. Hallelujah. Is jy honger vir 'n ontmoeting met die Here? Are you hungry for an encounter with God? Come on, vra vir hom wat hy jou ontmoet. Kom aan, vra vir hom wat hy jou aanraak. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kyk net vir Etta, die honger van die Here is oral geskryf. Hoekom is daar 'n klomp van julle wat nie hier voor staan nie? As jy honger vir die Here, ek wag vir jou. Hungry for you. Oh Lord, so hungry for you. Oh God, move upon your people. Touch your people, Jesus. Come, Holy Spirit, move upon us. Move upon us, dear Lord.
Dis reg, die Here sien daai trane. Woe, dis mooi. Trane stroom oor haar gesig. Dis die honger van die Here. Kry nog steeds 'n ou, hy hou my dop, hy kyk rond. You need a hunger, my brother. You need a hunger from God in your spirit, my sister. Hallelujah. Sluit jou oë. Hou op rond kyk. Soek die Here. We are so hungry for you. Jesus. So hungry for you. Kyk net hierso. Dis so mooi. Geld kan nie dit koop nie. Kyk hierdie trane wat rol. Sibando bushandele bekirianda basandala babataya. Rebeberiando robusendele rebebende. Come on, let's pray in the Spirit. Let Him touch you. Ribarianda basandala babarianda bakaya. Come on, let's pray. Come on, Ribarianda basandala babataya. Come on, everybody, let's pray. Come on. Come on.